Elke donker wolk het 'n silwer randjie en elke vuurtjie 'n vonk. Hallo, my naam is Annette. Welkom by my goeie vonk. Ek was te lief vir die son, want die son het my lewendig laat voel, vry. En ek het nog altyd gedink 'n mooi tan is sexy. My vel het geglo dis liefde, maar die son wat my oor en oor verbrand het dekades later 'n ander storie begin vertel. Van 'n seerplek, 7 jaar lank, een wat net eenvoudig geweier het om gesond te word, totdat dit nie meer 'n raaisel was nie, maar 'n diagnose. Velkanker wat uitgesny moes word. En soos altyd het dit my aan die lewe laat dink, as die son my vel oor en oor seer gemaak het, totdat dit siek geword het en uitgesny moes word. Wat gebeur met my siel wat oor dekades oor en oor seer gemaak is? En dit sit net daar, dit gaan nêrens heen nie. Wat gebeur? Wat kan ek doen? En ek hoor jou vra, waarvan praat jy, Annette? Wel, ek praat van alles. Alles wat ons elke dag met ons saamdra, lank nadat dit gedooi het. Alles wat ons elke jaar saam met ons invat 'n nuwe jaar in. En dan kan ons nie verstaan hoekom elke jaar net 'n herhaling word van die vorige jaar nie. Imagine ons kon hierdie ou dooie vel afgooi soos 'n slang doen. Dit klou nie vas aan 'n vel wat dood is nie. He sheds it and he simply slithers on. Hy kyk terug soos Lot se vrou nie, spyt oor wat hy agtergelaat het nie. Nee, geen drama nie, geen trane nie, geen soutpilare nie. En daai klein koppie is net een doel vir sy slangoogies, slinks en slu. Hy kyk noord en hy fok voort. Imagine that. Imagine ons neem dieselfde wysheid wat ons liggame ons probeer leer en pas dit toe op ons lewens. Want dooie vel kan baie vorms aanneem. Mainly is dit 'n lewe wat stil besig is om jou siel te versmoor, die asem letterlik uit jou te druk. Jou siel gaan op autopilot, jou sprankel verdwyn, jy begin om net te bestaan. Jy kyk, maar jou oogies sien niks. Jou oortjies hoor, maar dit luister nie. Jy voel niks, alles in jou en om jou voel mors dood. En voor jy weet, is dit asof jou manier van dink, doen, praat, glo en leef stilletjies verdwyn het in die niet. En so begin ons leef, dag na dag, terwyl alles binne ons ophou funksioneer. Dit weerhou ons van vreugde, van vervulling, van die lewe, van voluit lewe. Wat ek en jy nodig het, is nie nog 'n pleister nie. Ons het 'n nuwe lewe nodig. Imagine ons kan ons vonk terugkry, ons vuur, ons drome en ons passies weer laat lewe. Die oomblik wat ons besluit om gister se dinge agter te laat, kan die lewe met iets nuuts vir ons begin. En dit voel vir my asof hierdie tyd, nou, die 3 Januarie, die beste tyd vir hierdie transformasie is. Dis 'n transformasie van die mooiste soort en uit die hoogste gestoeltes. Mense wat nie betyds kies om te laat gaan nie, word uiteindelik gedwing om te verander, deur die lewe self. En dit is nie eers dat hulle geweier het nie, maar die wêreld het hulle so opgebreek en stikkend gebreek, dat hulle opgehou het voel, en dit het gevoel asof hulle vasgeroes is, gedog hulle is reg vir die ashoop, because they were worn and torn to shreds. As dit is hoekom jy nog vashou aan al gister se kyk, asof jy nie genoeg is nie, asof jy niks werd is nie, you feel unloved, unwanted, dan het ek nies vir jou.
Die beste plek en tyd to shed and allow yourself to move on is nou. So, my vang vir die dag. Los die ou vel, dis nie 'n erfstuk nie. As jy dink dit sit te styf, gooi dit af. Doen dit nou. As jy smag na 'n vuur wat waar is en 'n vonk wat raar is, well then, you can always come back for more. Want ek waarborg jou, om hierdie vuurtjie sal daar altyd kos vir 'n hongersiel wees. Tot volgende keer, van my Annette, kyk noord en vonk voort. Ciao, ciao.